Die afgelope paar weke het aanbieder Braam Nudee gaan ondersoek instel na die groenste boumetodes, produkte en idees. 'n Vinnige draai in Franschhoek by die allermooiste modulaire huisie. Braam het gekuier in Nieuweland waar hy geïnspireer is deur die huis van die voorsitter van die Groenbouraad van Suid-Afrika. By hierdie huis word reënwater opgevang. Dubbelglas wat help met insulasie. Daar is selfs 'n natuurlike swembad. Braam het ook gaan kyk na alternatiewe eco-vriendelike boumetodes. 'n Huis wat gebou is uit sandsakke. En Strooikooi in Calitzdorp, 'n klein gastehuis gebou uit strooibale. Daar is besoek afgelê by 'n ongelooflike rotstuin in die hartjie van die Magaliesburg, 'n tuin wat die eienaars al 27 jaar besig hou. Braam se eie projek verloop sover nie te sleg nie. Die asbestak het 'n effense probleem veroorsaak, maar hy het dit vinnig opgelos deur 'n spesialis in te roep. Die Rammed Earth Pavilion in Westcliff het hom geïnspireer om 'n skeepsvraghouer te omskep in 'n gasteeenheid en onthaalarea. Die vraghouer is met 'n huiskraan oor die muur gelig en die werk het begin. En die week moet die projek voltooid wees. Die skeepsvraghouer is 'n losstaande eenheid en gaan nie opgekoppel word met die munisipale rioolsisteem nie. Juis hierom het Braam besluit om 'n biogassysteem te installeer. Hy gesels met Dion Kriek oor hoe hierdie sisteem werk. Dion, seker een van die mees opwindendste groenprodukte vir my op die mark is biogas. Vertel my meer daarvan. Braam, ons staan nou hierso by die plek waar ons die Little Green Monster gaan installeer. En hy gaan vir ons 3 voordele gee by hierdie applikasie in Parktown. Nommer 1 is hy gaan die riool op 'n baie verantwoordelike manier hanteer, ons gaan hom bestuur. Nommer 2, die afval uiteindelik gaan ons gebruik om die tuin nat te lê, ons kan selfs dit gebruik vir kompos. En dan op jou punt van die biogas, die derde en die mees belangrikste voordeel, is hy gaan biogas, metaangas, gaan hy vir ons gee en ons gaan dit teruglei na die eenheid toe. En hulle gaan dit daar binne gebruik in die kombuis om op te kook. 'n Eenheid genaamd Little Green Monster gaan hier geïnstalleer word. Dit is 'n kompakte eenheid wat redelik maklik vervoer en hanteer kan word. Hierdie eenheid kan in enige area gebruik word waar gewone septiese tanks toegelaat word. Deur 'n verdere watersuiweringsapparaat aan die eenheid te koppel, kan dit in munisipale areas gebruik word. Dion, gee vir 'n paar voorbeelde waarvoor metaangas gebruik kan word. Braam, dis maar baie dieselfde soos die gas wat ons ken wat in die bottels verpak en vervoer word. Ons gaan selfs hierso om in dieselfde lyn insit van waar ons die gas gaan gebruik. So hier gaan ons hom vir die geyser gebruik, 'n gasgeyser. Ons gaan dit gebruik om op te kook. En as jy wil, kan jy hom ook gebruik vir verwarming. Jy kan 'n gasverwarmer binne insit en dan ook die gas daarvoor gebruik. As die biogas opraak vir een of ander rede, skakel jy eenvoudig net oor na die bottelgas toe en hy is daar vir 'n backup om dan jou te help totdat die biogas weer voldoende is. Riool, kos en tuinafval word vir die eenheid gevoer. Deur 'n natuurlike anaerobiese proses word die afval in metaangas omskep. Nog moontlikhede vir biogas is waterverhitting deur middel van 'n gasgeyser sowel as gasligte. Dion, vertel vir my, hoe voer ons nou hierdie Little Green Monster? Braam is permanent gekoppel aan die rioolstelsel van die eenheid, maar dan is dit baie belangrik om hom aan te vul met organiese afvalmateriaal, wat enigiets kan wees van jou gras, snysels wat jy, as jy gras gesny het, van die tuinafval, kombuisafval, en dan 'n baie goeie, groot voordeel en 'n goeie voedingsstof, is dan selfs die honde se afval, wat baie goeie biogas opwek na 'n rukkie. 'n Gat van omtrent 2 meter wyd en 2 meter diep moet gegrawe word, aangesien die biogassysteem onder die grond geïnstalleer word. Die biogastank moet versigtig dan in hierdie gat laat sak word. Rondom die tank moet daar met grond opgevul word wat dan versigtig vasgestamp word. Dan word die tank gevul met water. Sodra alle pype en koneksies in plek is, sal hierdie eenheid genoeg krag opwek.
Daar word ook 'n baie interessante en alternatiewe boumetode geïnkorporeer. Daar gaan met sandsakke gebou word. Op die perseel is daar genoeg sand wat maklik gesif kan word en dan ook gebruik kan word. En die kenner op die gebied natuurlik, Dion Kriek. Dion, jy gaan nou iets baie interessants bou, vertel my. Raam, uit sandsakke gaan ons 'n solar muur bou, wat basies behels om 'n houtraam te bou en dan sandsakke te vul en dit te pak. En nadat ons dit gepak het, gaan ons dit met 'n baie donker pleister wat die hitte van die son gaan absorbeer, met 'n glas venster vooraan. En die hitte binne in die sonmuur verhit en is 'n outomatiese, geen elektriese eenheid wat die container eenheid, die gaste eenheid gaan verhit, soos wat die son op die muur skyn. Die sonmuur wat gebou gaan word is vir ventilasie, verkoeling en verhitting en word deur die son aangedryf. Dit werk op die beginsel dat warm lug styg. Sodra die son op die sonmuur skyn, verwarm die lug binne in die geseelde ruimte, wat dan styg en die lug deur 'n pyp bo in die ruimte forceer. Gelyktydig word kouer lug deur die onderste opening ingesuig, wat dan verhit word. Dion, wat is die doel van die sonmuur? Die sonmuur gaan basies die wooneenheid verwarm, deur gebruik te maak van die sonstrale wat hy absorbeer in hierdie holte wat ons gaan skep in die sonmuur met 'n glas venster vooraan. Baie donker pleister gaan ons gebruik, wat die hitte absorbeer en natuurlik soos wat die hitte opstyg, sirkuleer die hitte en dit maak die eenheid heerlik warm in die winter. Die sonmuur gaan ook 'n fokuspunt aan die einde van die dag wees. Dit gaan soemloos aansluit by die gekompakteerde muur. Dion, vertel vir my, hoe eenvoudig is dit nou rarig om met sandsakke te bou? Raam baie eenvoudig. Die belangrikste is net om die raam opgesit te kry en as mens die raam het, mooi regop en haks en die struktuur is daar, dan is dit 'n kwessie van sandsakke vul, hulle pak, bietjie in vorm inslaan en totdat hy klaar gepak is en dan pleister hy daarna. Baie eenvoudig. Die proses is redelik eenvoudig. Dit verg net harde handearbeid en natuurlik baie tyd. Dit is noodsaaklik om die grond vooraf goed te sif. Soos met die gekompakteerde muur word 'n sif met 5 mm gate gebruik. Sodra die sand gesif is, word sakkies opgevul. Hierdie sakkies lyk soos klein kussingslopies. Die sakkies word gemaak van herwinbare materiaal en sal mettertyd totaal afbreek. 'n Versterkte houtstruktuur word gebou en die sandsakke word binne in die struktuur geplaas in dieselfde patroon soos wat bakstene gelê sal word. Vir die gaste-eenheid is daar besluit op solar elektrisiteit. Die oriëntasie van die vraghouer is noordoos en is ideaal om van vroegoggend elektrisiteit deur middel van 'n PV-paneel bo op die dak te genereer. Die kenner op die gebied is natuurlik Dion Kriek, wat meer verduidelik. Dion, ons het natuurlik geen elektrisiteit by hierdie eenheid nie. Wat gaan jy doen? Ons gaan hier 1 kW solar elektriese stelsel insit, wat die ligte en ander elektrisiteit gaan verskaf vir die eenheid. En dit is in lyn dat ons hierdie eenheid totaal en al selfversorgend maak. So hy gaan geen Eskom krag nodig hê vir wat sy doel gaan wees in die toekoms nie. Alle ligte binne en buite die gaste-eenheid is 12 volt LED ligte, wat beteken dat die elektrisiteitsgebruik daarvan baie min is. 'n Verdere besparing is die feit dat die ligte dan direk van die batterye afwerk en nie deur 'n inverter nie. Dion, verduidelik vir my presies hoe werk hierdie stelsel. Basies is daar solarpanele wat op die dak sal gaan. Dit wek krag op gedurende die dag as die son skyn en dit word in batterye gestoor. Ons gaan die ligte direk 12 volt ligte maak, LED ligte wat baie min krag gebruik, en dan gaan ons ook 'n inverter insit wat die 12 volt omskep in 220 volt en dit kan gebruik word vir televisie, vir jou kombuis toebehore en ander yskas byvoorbeeld en ander implemente wat werk met 220 volt en nie 12 nie. Hierdie sonpanele sal maklik tussen 6 tot 8 ure sonkrag per dag aan die eenheid kan voorsien. 1 kilowatt krag sal per dag uitgesit word wat goed genoeg is om al die ligte te dryf, as ook die 220 volt kombuis en vermaak implemente.
Die stelsel bestaan uit 3 panele en 2 batterye. Die panele word eenvoudig in posisie geplaas en so gedraai dat dit soveel as moontlik sonlig kan opvang. Alhoewel dit moontlik is om hierdie stelsel self te installeer, word daar aanbeveel dat die hulp van 'n kenner ingeroep word. Om die dak van die vraghouer af te rond, is daar besluit om 'n daktuin te bou. Bram ontmoet met Henk Meyer van Plantland om te gesels oor watter plante goed kan werk. Stanley, ons wil bitter graag 'n mooi daktuin plant bo op daai skeepsvraghouer. Wat stel jy voor? Bram, daktuin is eintlik baie maklik. Omdat hy baie son het, so obviously enige plant wat in die son kan groei. Jy kan daar basies gaan vir enigiets. Jy kan gaan vir grassoorte, jy kan gaan vir blommende soorte. Jy kan gaan vir kruie op jou dak. Dit is eintlik baie maklik op 'n dak. Jy sal net pas op met jou dreineringsstelsel wat baie goed moet wees sodat jou water kan wegloop, sodat jou grond nie klam bly en dat jou plante kan wortelvrot opdoen nie. Ja. Jou dekriet werk baie goed, jou Kaapse dekriet. En dan soos jou enige grassoort, wat jy kry verskillende kleurgrasse wat vir jou daai nice kontras sal gee. En dan jou kruie wat baie goed sal werk. Yes. Stanley, die skeepsvraghouer en die swembad is letterlik te mekaar. Plante moet dit kan verbind. Wat stel jy voor? Daar is baie plante wat 'n mens kan gebruik. Natuurlik sal 'n mens aanbeveel om inheems te gaan. Daar's 'n groot verskeidenheid inheemse plante wat jy kan gebruik, maar 'n plant wat altyd baie goed werk is jou Pelargonium so malvas. Daar is 'n groot variëteit kleure ook wat ons uitgebring het, wat baie mooi kontrasteer met mekaar. So jy kan gaan vir dit, jy kan gaan vir jou butterfly bushes wat net soos 'n butterflytjie lyk, weet jy, so 'n skoenlappertjie lyk. Hy bring net daai vrolikheid langs 'n swembad bring hy uit. En dan kan 'n mens 'n bietjie toe te maak, kan jy gaan vir jou konifere, jy kan gaan vir grassoorte en daar's redelik baie wat jy kan gebruik, ja. Nie net gaan die daktuin die vraghouer perfek afwerk en baie mooi laat lyk nie, maar dit sal natuurlik ook help met insulasie. Terug in Parktown en tyd om die daktuin te plant. Daar is natuurlik voor die tyd seker gemaak dat die dak van die vraghouer sterk genoeg is deurdat sekere versterkings aangebring is. Hierdie is om te verseker dat die dak die gewig van die grond en plante sal kan hou. Die plante word versigtig uitgesit en dan geplant. Nie net hoef 'n daktuin mooi te wees nie, maar dit kan ook veelsidig wees. Jy kan besluit om kruie op jou dak te plant, as jy maklik natuurlik by dit kan uitkom. Ons plan is natuurlik nie so maklik en ons kan nie elke dag op ons dak klim nie. Ek het besluit om daai Mondia te plant op ons daktuin. Dit gaan die dak laat lyk soos 'n persiese tapijt, silwer met geel blomme wat net nou en dan hier opspring. Die eerste ding wat ons wil doen is dit bietjie uitmekaar uittrek sodat daar groei bevorder kan word. En ek kan dit sommer net enige plek plant. Daai Mondia is verskriklik goed vir 'n daktuin want dit het regtig baie min water nodig. Jy hoef dit nie eers water te gee in die somer nie. Dis gehard, dit is mal oor die son en dit is natuurlik baie mooi. Bram is nou op soek na 'n groterige ou kas wat hy kan omskep en kan gebruik as kombuiskas. Hiervoor gaan maak hy 'n draai in Albertville, waar hy ure spandeer in verskeie klein antieke winkels. Die kas sal natuurlik moet inpas binne die skeepsvraghouer, so dit kan nie langer as 1,4 meter wees nie en nie breër as 'n meter nie. Die kas lyk baie oud, maar Bram het soos gewoonlik 'n blink plan. Tyd om te betaal. Jocelyn, hier is nou baie lekker kas. Wat se kas is dit? Vertel my net, is dit 'n regte antiek? Dis 'n regte antiek, Ja. en dis 'n 1950s. Dis 'n baie mooi kas, mooi lyne. Gaan jy afslag kry? Ja, ons gaan vir jou R100 afslag gee, is 1650. Ons gee dit jou vir 1500.
Baie dankie. Baie dankie vir jou ondersteuning. Dis 'n En ons plesier. hoop ons sal julle weer sien. Verseker, Okay, baie dankie. Terug in Parktown en die kas is afgelewer. So, wat is Bram se plan? Die is die perfekte kas om die kombuisie te word in ons gaste-eenheid. Ek was baie gelukkig om dit op te spoor by 'n antieke winkel. Nou gaan ek dit afskeer. Ek wil sien hoe lyk die hout. En dan gaan ons besluit, hou ons die hout of verf ons dit? Bram maak eers seker dat die kas skoon is van enige stof. Dan skuur hy baie liggies die kas af met fyn skuurpapier. Om hierdie kas te verander in 'n klein kombuisie, het ons natuurlik 'n paar vereistes. Ons het 'n yskas nodig, ons het 'n opwasplek nodig. Ek gaan 'n gat sny om plek te maak vir daai opwasbak. Hierdie gaan die perfekte broodplank maak. Mens werk in 'n kombuis met water en met kos, so ons moet ons houtoppervlakte so klein bietjie beskerm. Ek gaan dit net 'n dun olielaagie gee. Ek gaan hierdie paneel verf met swartbordverf en op dit gaan ons baie lekker resepte of sommer net 'n wynlys neerskryf. Bram gebruik 'n waterbasis ekovriendelike verf om 'n egalige afwerking te verkry. Nou moet die kas eenvoudig net vir 'n paar uur staan om goed droog te word. Om die skepsvraghouer af te rond, word daar 'n bamboesvloer geïnstalleer. Die eerste laag wat gelê word is ekovriendelik, deurdat dit van gerasperde karbande gemaak is. Hierdie onderlaag help ook met klankabsorpsie. Hierdie vloerplanke pas maklik in mekaar en is eenvoudig om in te sit. Die kas wat Bram vroeër oorgedoen het, kan dan versigtig in posisie geskuif word en die wasbak kan ingesit word. Die skeepsvraghouer is kant en klaar en dit lyk ongelooflik. Dit is moeilik om te glo dat net 'n paar dae van tevore hierdie net 'n eenvoudige staalstruktuur was. Nou is dit omskep in 'n ekovriendelike gaste-eenheid. Klein maar prakties met al die noodsaaklike toestelle. Pragtig afgewerk. Iets werklik uniek. Volgende keer op EcoStyle gebeur daar baie.
Meeste van die bou- en breekwerk is gedoen, so Bram spits hom toe op die afrondingswerk. Hy gaan kyk na 'n ongelooflike mooi eco-vriendelike kombuis en ontmoet ook met die kombuisontwerper wat sy droomkombuis moet bou. Die ligstaalkonstruksie vir die boonste verdieping word beplan. Bram stel ook ondersoek in na 'n spesifieke manier hoe om jou swembad groen te maak. En die vloere word gekies wat binne die huis gebruik gaan word. Wen groot met EcoStyle en Samsung. Gelukkige kykers staan die kans om hierdie splinternuwe Samsung S4 te wen. Om in te skryf is maklik. Beantwoord net die volgende vraag. Wie is die borg van EcoStyle? SMS die antwoord na die SMS-nommer. Vir verdere inspirasie en meer inligting oor die kykerskompetisie, koop die nuutste uitgawe van Sari tydskrif. Terme en voorwaardes geld.